Afrikaans.com en die Afrikaanse Onderwysnetwerk, die AON, maak 'n reuse verskil in kinders se opvoeding. Hulle staan ook ouers by met die holistiese ontwikkeling van hulle kinders. Ek en Melody die Jager gesels oor hoe om kinders se talente te embrace. Welkom by my Melody. Dankie dat ek vir jou kan kom kuier. En ek love die mooi lipstick, pas by die styl. Dankie, dit doen. Mooi, hy is hier waar jy bly. Baie dankie, ek is gelukkig. Melody, wat sal jy nou sê is 'n talent eintlik? Hoe beskryf mens dit? Wat is 'n talent? 'n Talent is iets waarmee jy bitter min te doen gehad het. Met ander woorde, dis nie iets wat jy ontwikkel het nie. Dis 'n vaardigheid. So jy kry dit by jou ouers gewoonlik. En dan omdat jy dit by diegene by jou ouers gekry het, is dit ook redelik waarskynlik dat hulle daai goed gaan self doen. So nie net het jy dit gekry nie. Jy kry ook die geleentheid om dit te ontwikkel. Okay. So 'n talent is so 'n stukkie geluk wat 'n mens kry, maar dan is die ander ding, omdat jy daai paadjies het en omdat jy goed is, dan sê ander mense vir jou, maar jy's goed daarmee. En wanneer jy hoor jy's goed daarmee, wat wil jy doen? Jy wil dit weer hoor. Yes. So jy gaan doen dit weer 'n keer. Okay. So nou het jy nie net talent geërf nie, jy is besig om dit te ontwikkel. So en dit het 'n baie groot invloed op 'n mens se selfbeeld. Hoe dink jy en voel jy oor jouself? Ja. En ek het al gelees dat jy praat van 'n kind word gebore as 'n tweeling. Wat beteken dit? Ek vloeg eintlik hier met iemand anders se colours. Derek Jackson wat 'n sielkundige is, het op 'n keer gesê hy's baie groot op dissipline en hy het gesê elke kind word as 'n tweeling gebore. Okay. Die enetjie wat jy regtig kry en dan die enetjie wat jy gehoop het jy gaan kry. Verstaan jy? So elke ou het mos 'n idee. Alles begin by 'n idee. Ja. En dieselfde met ouerskap. Maar dan is die dilemma, as die enetjie wat jy gekry het nie heeltemal pas by die enetjie wat jy wil hê nie, en jy kry nie hierdie enetjie jy weet die gekry wat jy wil hê wees nie. Dan werk dit nie heeltemal so lekker nie. So dit maak seer. So dis ongelooflik belangrik dat 'n mens vir jouself sê, dis waar. Daar's 'n enetjie wat ek wou gehad nie, 'n enetjie wat ek gekry het. Maar weet jy, hierdie enetjie het ek, die ander een het ek toe nie. Okay. En dan embrace as jy sê. Ja. Wie hier voor my sit, want hier's ietsie wonderlik. Natuurlijk. Maar 'n mens moet dit ontdek. Ja, en dis uniek. Is uniek. Ja. Is uniek. En ek meen siblings, soos broers en dogters, hulle almal is anders en het verskillende talente en 'n talent is so moeilik om te meet, jy weet, of nou regtig te sê hierdie een presteer meer as daai een, maar tog kan daar soms so civil rivalry kom, soos hoe kan ouers dit hanteer as sien nou maar die een kind beter presteer as die ander kind? Weet jy kry dit selfs met regtig egte tweelinge, wat toe regtig 2 babatjies gebore was en nou was eintlik 4 in hulle gedagte. So verstaan jy? Ja. Hulle kan ook selfs identiese tweelinge kan verskillende talente hê. So en party talente, vir altyd talente wat gemeet kan word. Kan jy eerste kom? Is daar 'n prys wat jy kan verdien? Ja. So die talent vir vriendelikheid, die talent vir omgee vir mense. Hy wen nie pryse nie. Verstaan jy? So sien nou met die een sit wat 'n boetie of 'n sussie is, het daai soort van talent en die ander een is meer die nommer 1, die A+ kandidaat student, of die eerste oor die wenstreep. Daai een gaan baie meer erkenning kry, eksterne erkenning kry. En dit kan as ouers dit nie lekker hanteer nie, kan dit kan nogal 'n situasie veroorsaak in 'n gesin. Ja, ek kan dink. En ek dink dit is dan belangrik vir ouers om daai selfde tipe erkenning vir die een te gee wat net vriendelik of kind is en vir hulle te sê, baie trots op jou, jy het so mooi met daai tannie gepraat, of jy is so oulik met jou maatjies, daai selfde tipe erkenning te gee, nee. Weet, maar dit is ook om 'n gesin die gesprek moet hê, die ouers definitief onderling oor wat's vir ons belangrik. Want as jy nie weet wat is vir jou belangrik nie, hoe gaan jy erkenning gee? Ja. Want dan gaan 'n mens altyd meer vir die een wat presteer, meer erkenning gee. So mense moet besluit, is dit vir ons belangrik om gelukkige kinders te hê of is dit vir ons belangrik om presterende kinders te hê? En ek kan vir jou sê uit baie jare se praktyk, is dit baie selde die presterende kind wat ook die gelukkige kind is. Dit kan nie so wees nie, maar dis die uitsondering nie die reël nie. Sulke wyse woorde en ek is so bly dat al die ouers by die huis dit kan hoor. Baie dankie dat jy by my kom kuier. Lekker. Gaan loer na AON se webtuiste vir nog inligting oor hulle bydrae tot vroue, kinder, leierskap en taalontwikkeling.